alle jeukerige kopvelle net gewone skilvers of is dit dalk seborreuse dermatitis? En wanneer moet 'n mens eerder aan psoriase dink? Vandag gaan Michelle Lou, produkspesialis van Crème Classique Skincare, dit baie eenvoudig verduidelik. Hoe kan jy die verskille herken en watter rol kan 'n sink shampoo en 'n kool tar shampoo speel? Nou Michelle, hoe weet ek of dit gewone skilvers of seborreuse dermatitis is of dalk die derde moontlikheid van psoriase? Jy vra moeilike vrae so vroeg in die oggend. Maar ja, dis eintlik maklik om dit vir jou te antwoord. So dis eintlik nou 3 siekte toestande van die kopvel wat ons nou van praat. So die eerste een is natuurlik nou skilvers en dan sien jy fyn klein vlokkies wat op jou hare is. En jou kopvel is nie noodwendig vuil nie. Dit is sommer net 'n bietjie van 'n droë vel. En dis gewoonlik op 'n rooi oppervlakte. So daar waar dit reeds inflammasie is daar dan wit vlokkies daarop. En dan die tweede een is jou seborreuse dermatitis. So dit sê klaar vir jou dat daar 'n bietjie meer olie betrokke is, dan word hierdie vlokkies nie net wit nie. Hulle is so snaaks 'n lekker geelerige kleur op daai rooi vel. So dis 'n bietjie mense wil half meer gril daarvoor. Mense sien dit veral by klein babatjies wanneer hulle 'n scalp-dermatitis het. So dis waarna jy moet uitkyk. En dan die derde ene is dan nou psoriase. So psoriase is wanneer jy baie meer vel maak as wat jy moet en dan stek daai vel dik op, maar dit is nou weer wit. So jy kry wit fyn vlokkies, skilvers. Dan kry jy die geelerige vlokkies wat bietjie dikkerig is en bietjie grillerig is en dan kry jy natuurlik dan die psoriase wat dik wit vel is wat dan so op mekaar stek. So as mens nou dit verstaan, kom ons praat nou prakties. Hoe werk die blou bottel sink shampoo? Ja, ons maak eintlik so 'n grap om te sê dis zinc, you need to think about it. Right, zinc shampoo. So die zinc shampoo kan jy glad nie verkeerd gaan enigstens wanneer jy hom gebruik nie. Of dit nou skilvers of seborreuse dermatitis is of selfs dan 'n psoriase. Dis waarmee jy begin. En selfs vir die ouers wat al kleiner kinders het, as jy sien daai kopvel is jeukerig, vat 'n klein bietjie van 'n shampoo, maak dit net verdun in jou hand en dan masseer jy dit aan die kind se kop en jy spoel dit af. Selfs vir fungusinfeksies, ringworm, baie van die kinders sit met ringworm of net 'n jeukerige kopvel. Ja, jy kan hom letterlik vir enigiets gebruik. Pasiënte wat akne het, baie van die seuns het op 'n haarige area ook akne. Dan kan jy was met die zinc shampoo want hy's ook antibakterieel. So daar's so baie plekke en jy hoef nie 'n siekte toestand te hê van die kopvel voordat jy die blou bottel begin gebruik nie. En dan nou natuurlik, wanneer gebruik ek dan die geel bottel kool tar shampoo? Jy sê dit mooi reg, hoor, dis die kool tar shampoo. Jee. So as hulle vergeet kan hulle altyd net sê blou en geel bottel, dit sal hulle in die winkel kan kry. So die kool tar shampoo het 'n baie skerp reuk en dis spesifiek vir psoriase pasiënte waar daai vel dik is. Nou wat die zinc shampoo dan doen is, hy gaan daai boonste laagie van die vel sagkens afskilfer. Want dan gaan jy dit nie self van die vel wil aftrek nie. Kyk, en jy kan lekker krap aan jou kop as jy wil, hoor. So die kool tar shampoo gaan net daai vel weer balanseer, dat hy weer normaal kan begin groei, en dan gaan natuurlik die jeukerigheid ook wegvat. Hy is sterk, maar hy gaan nie jou klere brand nie, of klere vlek nie, en ook nie jou hare vlek nie. Wel, daar het ons dit. 'n Jeukerige kopvel is nie altyd net skilvers nie. Klein wit vlokkies, dink skilvers. Juk, rooiheid en geel olierige skibbe, dink seborreuse dermatitis. Dikker, duidelik grys, meer hardnekkige skibbe, psoriase. Beskikbaar by uitgesoekte diskems of aanlyn by www.cremeclassique.co.za. Kyk ook uit na die Spring Fair 20% afslag promosie by Diskem. Ons sien julle nou.